Ons moet besef, die krag wat die naam dra, wat ons besig is om uit te spreek. Die krag wat die naam dra, wat besig is om oor jou lippe te rol. Dit is Yeshua HaMashiach. Hy is die een wat die prys betaal het, sodat ek en jy vryheid kan hê. Rolf, ek wil hê ons moet hom nog doen. Ons moet hom nog doen. Ek wil hê, want ek dink ons almal is op ek dink ons almal besef die krag wat die naam dra, wat besig is om oor jou lippe te rol nie. In die naam van Jesus, van Yeshua, is waar ons deurbraak lê. In die naam van Jesus is daar waar my en jou omstandighede verander. In die naam van Jesus is daar waar die Heilige Gees binne in my en jou aktiveer, sodat jou omstandighede kan verander. Amen. Besef die naam wat jy uitspreek terwyl jy dit sing, terwyl jy dit spreek. Besef die krag wat hierdie naam het. Dis nie net nog 'n naam nie. Dit is die een. Dit is die enigste. Dit is die Seun van God wat opgestaan het om vir my en jou nadat hy vir my en jou aan die kruis gesterf het, wat aan die regterhand van God sit. Dis nie net enige naam nie. Ons deurbraak lê by hom. Gaan aan met die eer U vir deurbraak in elkeen se lewe. Here, ons eer U dat in die naam van Jesus daar deurbraak is. In die naam van Jesus ons kan loskom van die dinge van die wêreld wanneer ons Jesus kies. Ons eer U, Here,
dat U ons nie geroep het tot bindings en bande van slawerny van sonde nie, maar tot vryheid in Jesus Christus. Ons eer U daarvoor. Here, ons weet daar is 'n verandering in die atmosfeer wanneer die Gees van God aktiveer. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Alright. Rolf het gevra, hy het spesifiek gevra net 'n handeklap vir die band ook asseblief. As hy baie dankie. Alright, so ons praat so 'n bietjie vandag oor betroubaarheid. Eerste ding is, ou gaan kyk, wat is betroubaarheid? Wat is die definisie daarvan? Of as ek vir jou vra, wat beteken betroubaarheid vir jou? Ja, kan jy vir my sê, wat beteken betroubaarheid vir jou? As ek vir jou vra, wat beteken betroubaarheid? Wat dink jy? Wat is dit? Ja, so as ons iemand iets vra om te doen, dat hulle dit sal doen. Ja, Theo, wat beteken betroubaarheid vir jou? Ja, responsibility en vertroue. Alright, Wayne. Alright, so om vertrou te kan word. Alright, wie? Jy lyk soos daai onderwyser tipe. Wat beteken betroubaarheid vir jou? Wat as ek vir jou vra, wat beteken betroubaarheid vir jou? Okay. Yes. Stefan 2. Moenie aan my doen wat ek aan jou sal doen nie. Alright. Yes, Stanley. Ja, om die regte ding te doen al kyk niemand nie. Love it. Volgens jou. By show of hand. Dink jy is betroubaar? Steek vir my jou hand op. As jy sê, yes, ek dink ek's betroubaar, steek jou hand op, sak hom maar. Okay, ons gaan so 'n bietjie selfondersoek dingetjie gou hier deur hardloop. Okay. Eerste ding. Dwars deur die woord van God sien ons dat godsmanne wel op 'n tyd in hulle lewe 'n vorm van twyfel gehad het, maar twyfel was weggeneem en vervang met betroubaarheid. Moses, hy het getwyfel, hy het vir die Here gesê, hy het vir God gesê, nie ek nie. Nee, ek kan nie die volk lei nie, ek hakkel, ek doen hierdie, ek is... Maar God het dit gevat, hom nog steeds gebruik, en hom 'n betroubare man gemaak. Hy het die volk gelei, 40 jaar. En nou in 40 jaar het hulle gemoun, ek bedoel, kan jy dink, daar's nie presiese getalle, hoeveel Israeliete het saam met hom getrek nie, maar kom ons sê is net 100. Kan jy imagine om vir 40 jaar te trek, met 100 madeleines agter jou, verstaan? Dis soos, brother, dis 'n gemoun, dis, my voete is seer, are we there yet? Verstaan? Het moet wild wees, maar hy het moed gehou, hy het dinge in plek begin sit, hy het moed gehou en hy het na God toe gegaan en hulle sorge en die dinge wat hulle gehad het, hy gaan opdra aan die Here. Hy was betroubaar. Samuel, nou nie so soft Samuel nie, maar Samuel in die Bybel, was 'n betroubare man, 'n profeet van God. God het vir hom woord gegee en hy het gegaan en hy het na Saul toe gegaan en hom gaan salf as koning. Toe die Here vir hom 'n moeilike woord gee, om na Saul toe te gaan te sê, die Here is spyt dat hy jou koning gemaak het, hy gaan jou koningskap vat van jou en vir iemand anders gaan gee. Sien ons nie dat die Here, dat Samuel gegaan het en so, gou. Wat van daai ou?
Nee, hy was 'n betroubare man en hy het gaan doen dit wat God gevra het om te doen, want hy was betroubaar. God het hom toevertrou met 'n boodskap, want hy het geweet dat hy dit gaan doen. Jona, perfekte voorbeeld. Eerstens was hy nie betroubaar nie. Hy was 'n boodskap gegee, gaan sê vir Ninive, ek gaan Ninive verwoes. En eers was hy nie betroubaar nie en hy vlug na Tarsus, nie Tersius nie, na Tarsus. Alright. Ek dink daai man het nou 'n chommy om koffie te drink, verstaan? Nee, hy vlug toe na Tarsus toe. Ons ken die hele storie. Vis sluk hom in, al daai. Ek vra in die week vir iemand. Luister hierso, weet jy wie is Johannes? Dis hy wat in die vis was, nee. So luister. Is daarom nie hier nie, maar manne, ons moet Bybel lees. Alright. Maar hy kom regmaak. Nadat terwyl hy in die vis was, bekeer hy tot God en hy sê, Here, ek besef ek het gesondig, ek was nie betroubaar nie. U het vir my 'n boodskap gegee en ek het dit nie gaan doen nie. Maar gee my nog 'n kans. En hy het gegaan en die Here het hom die kans gegee en hy het gaan regmaak. Hy het weer betroubaar geraak. Die Here het vir hom teruggestuur Ninive toe en hy het die boodskap gaan gee aan Ninive. En ons ken die verhaal. Ninive was toe nou gespaar en so aan omdat hulle die woord gekry het. Maar hy was eers nie betroubaar nie. Betroubaar se teenoorgestelde is ongehoorsaamheid. Ons steek ons hande op. Ek is betroubaar. Okay. Sê by jouself, het jy nie een keer laat gekom in hierdie weekie vir 'n program? Het jy elke dag jou bed opgemaak? Dink baie mooi. Het jy elke dag die duties wat aan jou toe vertrou is, gedoen? En is klein goedjies en dit klink so simpel goed. Maar ons bid, Here, ek wil iets beteken vir U. Here, ek wil uitgaan. Here, ek wil gaan siele wen. Ek wil China toe gaan. Ek wil wat ook al gaan doen. Ek wil uitgaan en mense inkry vir die koninkryk van God. Maar God kan jou nog nie vertrou om jou bed op te maak nie. Maar jy wil uitgaan. Klein dingetjies in die lewe. Klein dingetjies in die lewe. God toets ons deur die klein dinge. Here, maak my 'n miljonair, dan het ek 'n klomp geld. Dan wil ek gaan hongersnood eindig, ek gaan dit doen, maar met jou R20 wat jy kry, gaan koop jy nog 'n pakkie Sahawi of 3. Maar jy sê die oomblik wat ek geld het, dan sal ek die Here dien. Maar jy kan nog nie vertrou word nie, jy's nie betroubaar nie. Ons sit 'n front voor wanneer ek hier in kerk is hande hoog in die lug. Ek loof die Here, ek dien die Here want mense moet sien. Die oomblik wanneer hierdie bus ry en jou in die dorp los vir 5 minute. Kyk jy waar jy jou volgende fix kan kry. Is jy werklik betroubaar? En dit gaan wees soos ek sê oor die klein dingetjies. Ons gaan dieper vir die ouens wat langer al is. Ons het nou net gehoor, betroubaarheid is om seker te maak dit wat van jou gevra is dat jy dit doen. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en gaan verkondig hierdie boodskap aan die ganse mensdom. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Opdrag van God. Wie van ons kan werklik sê in die afgelope week het jy siele gewen? Iets gedoen om 'n siel te wen. Iets gedoen om vir die Here werklik iets te beteken. Ek vra weer, is jy dan werklik betroubaar? Opdrag wat van God af gegee is. Ons het nou net gehoor, hier's 'n klomp van julle wat gesê het, betroubaarheid is om te doen dit wat gevra word, sonder om nog te hoef te loop kyk en ja. Jesus vra, gaan dan heen, gaan wen siele.
Maar in plaas van om siele te wen, stry ons oor die doop. Moet ek nou die jou onderdompel of moet ek hom nou besprinkel? Gee net die ouer huis bietjie kans. Ja, betroubaarheid, is jou foon op silent tydens diens of is dit 'n steurnis? Gooi hom breek. Right. Ek kan ons baie lank besig hou met voorbeelde oor betroubaarheid en van betroubaarheid, maar hier's die ding. Ek en jy wil deurbraak hê. Ek en jy bid vir 'n werk. Ons bid vir finansies, ons bid vir wat ook al. Maar as jy nie betroubaar gaan wees in die klein dinge nie, gaan God ook nie vir jou die groter dinge gee nie. Want dan weet hy, jy gaan net aanjaag. As jy 'n werk soek, maak seker jy is hier nou reeds betroubaar in die klein dinge en dat jy dit doen tot die beste van jou vermoë. Of dit is om 'n dier te voer en of dit is om 'n perd te stap en of dit is om 'n vloer te vee en of dit is om skorrelgoed te was. Maak seker dat jy dit doen tot die beste van jou vermoë. Nie want Wally gaan sien of iemand gaan sien nie, want God kyk na jou. Hy sê juis die wat homself verneder in die donker sal ook verhoog word in die oop. Daai tye wat jy sit, wat jy, kom ons vat nou maar random voorbeeld. Wat jy 12 uur die aand sit en nog met jou Bybel bietjie besig is. Want jy soek iets, jy soek 'n deurbraak, jy soek iets. Daai wat jy byna nie slaap kry nie, maar jy maak seker dat die Here se plek gesort is. Dinge wat die Here sien. Al sien niemand dit nie. God sien dit. En hy sal jou weer verhoog in die oop. Maar dit begin by om betroubaar te raak. Hoe gaan die Here vir ons gee, maar ek en jy is nog nie eers betroubaar met jou eie geestelike lewe nie. Nevertheless, al die ander dinge, nevertheless, al die opdragte wat gegee is, wat gevra is. Wat van die kleiner dinge, wat die grootste verskil het? Jou tyd met die Here, jou Bybel lees, jou bid en jou worship lewe. Jou lewe van hoe eerstens, jy is jou woorde, maar en of jou lewe getuig van Christus. Jou samekomste bywoon en om vir God te gee. Jou tiende, yes, maar jou tyd ook. Is ek en jy werklik betroubaar daarmee? Antwoord die Here self. Here, daar's van ons wat steeds nie altyd ons foute raak sien nie. Daar's van ons wat steeds voel ek is betroubaar of ten minste betroubaar genoeg. Want ons draai onsself regverdig. In plaas daarvan om die realiteit te face. Here, ek wil betroubaar wees voor U. Wanneer U iets vra, wil ek seker wees dat ek dit doen. Want dit is die wil van God. Is dat sy kinders gehoorsaam sal raak aan Hom. Vader, kom maak U ons betroubaar. Alhoewel dit 'n keuse is steeds, wanneer ons 'n situasie het, gaan ek nou betroubaar wees of nie, Here, maar kom maak ons, kom lei ons, Here, sodat ons kan betroubaar wees. Sodat ons vertrou kan word. Sodat ons Jesus Christus, die lewende God, tevrede kan stel. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen.
Maak self daai ding. Dink self by jouself. Ek sê ek is betroubaar, maar ek kom tekort hier en hier en hier en hier en hier. Beloof vir oom Ottie Skaapbout maar Ansaar gee nie, verstaan, sulke goed. Is nie betroubaar nie, come on. Sê al vir 2 jaar, sy gaan my nooi, maar doen nie. Maar okay, anyway. Maak in daai ding seker, is jy werklik betroubaar. Gaan sit uiteen, en hier is so 'n bietjie huiswerk vir jou. Ek gaan nie opvolg, het jy dit gedoen, het jy nie, vat die tool, of los dit. Gaan sit by die Here. Gaan vra die Here, Here, in watse aspekte is ek nog nie betroubaar nie? En skryf dit neer. Wanneer jy dit neergeskryf het, dan vat jy daai blaadjie en sê, Here, ek maak 'n besluit vandag om in elke aspek wat hier genoem is en die ander wat nie genoem is nie, van nou af seker te maak, ek word betroubaar. Skeer jy daai blaadjie op as manifestasie van jou onbetroubaarheid wat nou verby is. Dan begin jy nou seker maak, jy raak betroubaar. In Jesus naam. Wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory. Perdition's gates are broad and wide. On the steps you take to ponder from the path to knowledge.